Môre, dis Maandag die 8ste September. Ons is by dag 1 van ons nuwe reeks uit Genesis 2. Vandag praat ons oor God se rus en die twee perspektiewe in Genesis. Nou kom ons lees saam Genesis 2 vanaf vers 2 tot 3. Toe God op die 7de dag klaar was met sy werk wat hy gemaak het, het hy gerus op die 7de dag van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskep en gemaak het. Nou, God het nie rus nodig gehad nie. Hy raak nooit moeg nie. Jesus sê self in Johannes 5 vers 17, My Vader werk tot nou toe en ek werk ook. God hou die skepping elke dag in stand. Maar hy het rus vir ons gegee, 'n ritme, 'n geskenk. 6 dae werk, 1 dag rus. Dit wys, jy is nie net gemaak om te werk nie, maar om tyd te hê saam met God. En kyk hoe mooi die Bybel dit uitspel. Genesis 1 wys skepping uit God se perspektief, die groot prentjie, die kosmos. En dan in Genesis 2 wys dit uit die mens se perspektief. Adam, verhouding, nabyheid. Dit is dieselfde verhaal, net uit twee verskillende hoeke. Die Hebreëse woord vir rus is Shabbat. Dit beteken om op te hou, om te stop, doelbewus stil te word en God weer middelpunt te maak. So wat beteken dit vir jou vandag? Rus is nie 'n las nie. Dit is 'n geloofsdaad. Wanneer jy rus, sê jy, ek vertrou God hou alles in stand, nie ek nie. En uiteindelik die ware vervulling van rus lê in Jesus Christus self. Hy nooi jou in sy rus in. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U van die begin af rus in die skepingsplan ingebou het. Dankie dat U nie rus nodig gehad het nie, maar dat U geweet het ons het dit nodig. Here Jesus, U het gesê, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Dankie dat U alles in stand hou, selfs wanneer ek rus. Dankie dat U my nooi om rus te vind by U. Heilige Gees, help my om die ritme van werk en rus te eer, om stil te word en U weer middelpunt te maak. Vul my met U vrede, leer my om U teenwoordigheid te geniet. En laat my lewe 'n getuienis wees dat my rus in Christus gevind word. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Maar moenie vergeet nie, Jesus is die lig wat red. Leef vandag so dat ander sy lig en sy vrede in jou kan sien. Ek hoop jy het 'n geseënde Maandag.